Kom ons besing sy naam. Groot en machtig is die Here ons God. Groot en machtig is hy. Groot en machtig is die Here ons God. Groot en machtig is hy. Kom alle volke aan die aarde, help die sal verhogen. Groot en machtig is die Here ons God. Groot en machtig is hy. Sweet is this song I'm singing today. I'm redeemed, I'm redeemed. Troubles and sorrows are washed away. I am redeemed. Hoe moet dit wees om 'n verloste te wees, deur die Here aangeraak, een kant geplaas om te sê, dit is spesiaal. Die Here het my gered, een kant geplaas. Prys die naam van die Here. Soon I
die laaste deel. Ek kan letterlik my oë toemaak en net vir die Here sê, halleluja. Halleluja, Here. Dit is lekker om in die teenwoordigheid te wees. Halleluja, Here, ek ervaar U. Ek ervaar U hand op my skouer. Ek ervaar U stem in my binneste, o Here. En ek weet, Here, U is daar. Halleluja. Sonder om verstand te gebruik, maar net met jou gees uit te roep na die Here toe. Here, U is kosbaar. U is heilig. Ons gee ons nou in hierdie oomblik oor, Here. Laat U wil geskied in Jesus naam. Amen. Amen. Prys sy naam. Ek dink ons het Sondag 'n puikdiens gehad. Die gees van die Here was teenwoordig. Die gees van die Here was so teenwoordig dat die opnames nie vir jou opneem nie. As ons die oopmaak, sien ek net vir jou met die mikrofoon, niks verder nie. Niks sien song, ek weet nie wat het met die res gebeur nie. Maar dalk was die res nie nodig nie. Ons moes net die gees van die Here ervaar. Ek het die hele een. Ek het die hele een. Ja. Ek wil jy moet hom vir my stuur, want somewhere het hy net. Is op Facebook. Ons kry hom nie. Oh, Ons kry hom net nergens nie. kyk. Daar's 'n liedjie wat sê, ek weet die gees van God is hier, om ons te seën. En hierdie uur, dis wat Sondag gebeur het, nee. Ons het elke dag as ons oë oopmaak, het ons 'n afspraak met die Here, nee. En ek het net nodig om wanneer ek opstaan en sê, good morning, Holy Spirit. Want dis hy wat ons gaan leer en lei in hierdie dag. Amen. Ek wil met u gesels oor een van die akligste woorde in die Bybel. Wat vir my mooi. Dis 'n woord wat ek nie van hou nie. Dis nogal wat die Here Jesus gesê het. Hy het gesê, ek ken jou nie. Die Here het dit vir die Jode gesê. Hy sê, julle wil my doodmaak. Julle allerlei dinge met my doen, maar op die einde van die dag is dit nie teenoor wie ek die evangelie verkondig het nie. Ek ken julle nie. Jesus vra vir hulle in Johannes 8:43. Waarom ken julle nie my spraak nie? Waar gaan ons die spraak van die Here leer ken? Dis die Here se stem. Maar nou sê die Here, waarom ken julle nie my spraak nie? En Jesus antwoord self. Hy sê, omdat julle na my woord nie kan luister nie. Nie net luister nie, julle kan nie na my woord, daar's iets wat verhinder, dat ons nie na die woord van die Here kan luister nie. So nou is daar baie dinge wat ons aan kan sit en dink, tussen hier en daar, nee, is daar baie hekkies, baie agterhaalpaadjies en sulke dingetjies. Maar die woord van die Here sê, omdat julle na my woord nie kan luister nie. En ons het nodig om so 'n bietjie te shopping te doen by onsself, na die woord, dit wat vir my gegee is. Here, is dit iets
wat van my kant af die probleem is, of is dit net iets wat ek toelaat, of waar kom dit vandaan, Here, dat U so 'n uitspraak moet maak? Maar as ons moet kyk van die begin van die Here Jesus se bedieningswerk op aarde, nie, het hy begin met 'n teksvers wat ons kry daar in Markus 2 vers 15. Jesus sê, die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Dis Jesus se beginwoorde in sy prediking op aarde. In Lukas 15:7 sê hy, daar is blydskap in die hemel oor een sondaar wat hom tot God bekeer. So daar, die Here Jesus kom met 'n verskriklike mooi aanslag in sy bedieningswerk. En ek meen, na al hierdie dinge, het hy gesien, niemand vat dit nie. Niemand vat dit nie. In Handelinge 2 verse 38 sê die Here Jesus weer, bekeer julle en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. So baie wat gaan volg, net omdat ek ja sê vir die Here. So baie wat in ons lewe volg, net omdat ek oopmaak vir die Here. Net omdat ek toelaat vir die Here. Jy weet, ek en om Christus praat baie keer so na die diens, net om te sê, wat ons van God ontvang het. As ons net 'n ou lysie kan maak en sê, dat die Here was werklik vir my goed, waarin, hier's my lysie, hy is langer as daai discount lysie, nee? Langer as hy. Die Here is vir ons goed. Nou sê hy, en as julle dan alles klaar gedoen het, hoor my belofte. My belofte is, julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En op die einde van die dag is dit seker die meer belangrikste van alles, want dit bepaal die res van jou lewe se verhouding met Jesus Christus op aarde. Maar uiteindelik mag die saak nie, dit is alles mooi woorde, ons kan dit vat, ons kan dit op 'n rampie sit, ons kan dit in die muur aanlê, maar op die einde van die dag, alles wat die Here Jesus gesê het, die doen daarvan, die ontvang daarvan, die oopmaak daarvan, is my en u se verantwoordelikheid. As ek dit wil hê, moet ek oopmaak. Handelinge 3 verse 19 gee vir my die mooi antwoord, hy sê, kom dan tot inkeer. Wat is inkeer? Is dit nie vir daai heilige besef, dat as ek vandag my oë toemaak, eindigheid nêrens nie. Heilige besef, as ek nou tot inkeer kom, dan beteken dit my lewe draai om, en dit begin draai om die wonder van Jesus Christus, God in die hemel. Kom dan tot inkeer en bekeer jouself. Dis die mooiste wat God wil hê, en weet jy, dit is eintlik nie woorde hierdie wat by ons onbekend is nie, want die hele woord van die Here praat oor kom tot bekering. Ons moet tot bekering kom. En as ons hierdie gedagte by onsself net bedink, dan gaan ons agterkom dat God wil meer hê na hierdie bekering. Want wil ons nie ook ons medemens saam met ons eendag in die hemel sien? Baie wonder hoekom daar soveel klem gelê word op bekering. Baie wonder hoekom daar soveel klem gelê word dat ek die Here Jesus moet aanneem as my verlosser en my saligmaker. Elke liewe boodskap wat oopgemaak word en begin word, is dat ken jy die Here? Ken jy die Here? Maar vanmôre wil ek vra, ken ons regtig die Here, dat ek dit wat ek ken kan voorstel aan iemand anders. Ek wil vir jou sê, soos dat ek
ek die Here ken, wil ek hom ook hê, jy moet hom so ken, want hy is my verlosser, hy is my saligmaker. Want nie almal van ons, my liewe broer en suster, is op dieselfde standaard, geestelike standaard, Bybelse kennis of wat ook al ons het gaan, maar nie almal van ons is op dieselfde standaard nie. Wie wil dit hê? Jesus. Jesus sê, ons is nie almal op 'n gelyke voet met mekaar nie. Party is nog op die grondpad, party is nog op die klipperige pad, onthou oralste waar die saad gesaai is. Party van ons is nog daar waar die voëls dit maklik van ons op wegneem, maar nie almal van ons is die gelyke nie. Nie almal van ons het dieselfde vrymoedigheid nie. Nie almal van ons is in dieselfde geloofsterkte nie. Bid vir my pastoor, want ek weet nie of die Here na my gaan luister, as ek vir hom vra, ek is siek nie. Ken vrymoedigheid. Weet waar die eindpunt van jou geloof is. Maar die belangrikste van alles is dat ons elke dag iets van Jesus moet leer. Elke dag. Dit hoef nie 'n hoofstuk te wees nie. Dit hoef net by Here, vandag staan ek op. Ek sluit my hart vir U oop. Ek gee alles vir U. Maar meer, ons almal het 'n aanraking van Jesus Christus nodig deur die Heilige Gees. Ons almal, dis nie net seker as die Here sê, my goedheid en my son skyn oor die goed en die sleg. Ja. En daarom sê hy, of ons lewe of ons sterwe op die einde van die dag, ons almal moet aan die Here behoort. By hom is dit 'n uitgemaakte saak. Ons almal behoort aan die Here. Maar wat sê jou hart? Hoe ver is hy toegesluit? Ons lees wat sê Openbaring in die 3de hoofstuk vir ons dat van lou en warm. Maar as ons van lou en warm moet praat terwyl ons besig is met die evangelie van die Here, dan kan 'n mens uiteindelik sê, is dit nie maar so die rede hoekom daar so baie mense gelowiges louwarm is nie. Hoekom daar so 'n louwarm attitude is wanneer dit kom by die besoek van die huis van die Here. Al die dingetjies wat ons doen, ons kan vir onsself sê, waar val ek? Is ek lou, is ek warm, is ek wat? Maar die woord van die Here sê, daar gaan 'n dag kom wat God 'n besluit gaan maak, wanneer ons uitgespuug gaan word. En op die einde van die dag, wanneer ons hierdie dinge ervaar en veronderstel is om dit te bedink, dan is dit nie net vir my nie, dis nie net vir jou nie, maar ook vir God. Ook vir elke skrywer in die woord van die Here. 'n groot hartseer as hulle sien dat dit wat ons van God ontvang het, wat ons neergepen het, louwarm hanteer. Dis nie lekker nie. Ek meen, as ons nou enige ander ding moet gebruik om te sê, dis ek het my beste vir julle gedoen. En kyk hoe hanteer julle die saak nie. Draai dit om terug na die Here toe. Hoe moet hy voel? Ek sê altyd as God van die balkone af moet kyk af na sy kinders toe. Hoe ervaar hy ons? Ag, jene, daar doen hy weer dieselfde ding. Hy wil nie leer, hy wil nie luister nie. Ek wil nie in God se skoene wees nie. Ek wil net gehoorsaam wees. Nou die eerste vraag is, wat ons vir onsself moet vra, is ek een van hulle? Nee, hulle moet nou nie hande opsteek. Is ek een van hulle? Is ek okay? Ag Here, dis okay, want ek so een keer 'n maand doen ek so 'n bietjie nagmaal. Ek dink nie ek is te sleg nie. Maar die woord van die Here praat van dag vir dag. Oomblik vir oomblik is ek met jou.
Tree vir tree is ek met jou. Jy kan niks doen sonder my nie. En Dawid sê dit, hy het dit agtergekom. Hy sê, daarom, Here, kan ek 'n bende in die storm loop sonder u nie. Ongelukkig is daar niemand wat geblameer kan word vir my omstandighede. Maar hoor nou vanmôre, ook kan ons nie die kerk blameer nie. Die blaam van die kerk is nou deesdae so in die orde van die dag. Kyk hoe gaan daai ouens te kere, kyk wat maak daai ouens. Maar die kerk is daar, soos wanneer ons by mekaar kom. Pastoor Jan wat oorlede is, het 'n lied geskrywe, hy het gesê dat as ons by mekaar kom, is dit hier om die naam van die Here te loof. Niks anders te nie. Wanneer ons is hier by mekaar om die naam te loof, dit aan die naam. Pragtige lied wat hy geskryf het, maar met groot krag, met 'n groot rede het hy dit geskrywe. Maar nie alleen het ons in hierdie loubare toestand onsself nou bevind nie, maar ons is besig om te blameer. En ons blameer vir wie? Die louwarm. Louwarm wie? Dit kan net na my toe terugkom. En as die wêreld louwarm is, moet ek net sorg dat ek warm vir die Here is. Dan moet 'n spark in my lewe wees. Ons moet self verantwoording neem vir my eie geestelike groei. Weet jy, as jy die enigste een is wat eendag voor die Here Jesus gaan staan, nee, be happy. Be happy. Maar nog steeds gaan die woorde vir ons gegee word, wat het jy met my genade gedoen? Het ek iemand genooi? Het ek iemand dalk berisp? Het ek vir iemand gesê die woorde wat die Here Jesus gespreek het, ek kan dit sien, het lankal by die see, nie meer by jou nie. Kom ons kyk gou na die 2 teksverse. Matteus 7 verse 21 sê die Here Jesus, dan moet ons hoor, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Halleluja, dis 'n mooi antwoord. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedryf en in u naam baie kragtige gedoen nie? Wat sê die Here Jesus? Dan sal ek vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. As jy wil skaam wees, moet dit hier oor skaam wees. As jy wil begin huil oor die tekortkominge in jou lewe, is vandag die goeie een. Hoor wat sê Jesus, gaan weg van my. God soek niks tweedehands nie. Hy soek nie dat jy iemand aangestel het namens jou nie. Hoe gaan dit deesdae in die government? Niemand neem verantwoordelikheid nie. Ek sal iemand aanstel. Ek sal 'n groep mense daar stel om te gaan kyk waar lê die foute, terwyl die foute oop en bloot lê. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Wat is dit om die ongeregtigheid te werk? Dis wanneer iemand, kom ons lees reguit, nonsens praat en saam met hom te stem. Dis ongeregtigheid. Nou sê Openbaring 3 verse 16, waar die Here Jesus en Johannes praat oor die gemeente van Laodicea. Hy sê, maar nou omdat jy lou is en nie warm is, dan sal ek jou uit my mond spuug. Dis baie hartseer. Dis baie hartseer om te weet dat ek voor so God gaan staan eendag by die oordeelstroon. Wanneer dit gebeur, dan moet ons weet, gaan ek in bewerasie daar staan, of gaan ek maar net dood eenvoudig vir die Here sê, Here, hier is ek
het alles gedoen. Sondig of geheilig, maak nie saak nie. Ons almal gaan voor die troon van die Here staan. Wat het jy met jou lewe gedoen? Jy sien, ons het maar tussen min en geen verskonings daai dag. Want die ding is, hoeveel boodskappe hoor jy elke dag? Hoeveel boodskappe is daar nou deesdae op YouTube en Facebook en net waar jy kan, en elke een van hulle het 'n typerende oproep na die mensdom, kom tot inkeer en laat jou kom tot inkeer en bekeer jouself, word wedergebore in die Here Jesus. Onthou julle toe daar gevra is, maar Here, moet ek dan nou weer in my moeder se skoot teruggaan? Dis onkunde, is omdat ek nie Jesus ken nie. Ek moet reageer. Ek moet oopmaak. Ek moet vir die Here sê, kom binne, Here, en bring die evangelie saam. Saam met my. Ek is reg. En elkeen van ons kan vanmôre vir jouself die vraag vra, hoe weet ek of ek bekeerd is? Hoe weet ek of ek die verlossing deelagtig is? Hoe weet ek hierdie dinge? Hoe weet ek dit is waar? Hoe weet ek hierdie dinge wat die Bybel van praat, hoe weet ek dit is 'n werklikheid? Die woord van die Here sê, as ek regtig in Jesus belangstel, gaan ek na hom toe kom met berou. Vader, ek staan vandag voor U. Ek is nie seker of daar iets is wat ek aangejaag het nie. Praat met die Here reguit. Here, ek is nie seker of daar iets is wat ek skeef verstaan het nie. Maar al my handel en my wandel, Here, ek staan voor U. Maar ek kom in berou, Here, as daar iets is wat nie van U was nie. Moenie dat skuld jou terughou nie. Moenie dat skaamte jou terughou nie. Moenie dat selfveroordeling jou terughou nie. Hoor wat sê Paulus vir ons in 2 Korintiërs 7 verse 10. Hy sê, want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding. Maar die droefheid van die wêreld werk die dood. God is saam met jou in berou. As ons net na hom toe kan kom. Ware bekering beteken ek verander. Ek is nie soos gister of soos net nou nie. Paulus sê in 2 Korintiërs 5:17, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe mens. Ja, elke dag wil ek sê, kyk nie gou of hierdie nog 'n prys op my is nie. I'm brand new for Jesus. Die ou dinge is verby, alles het nuut geword. Jy sien, sodra ons gered is, kan ek nie meer leef soos ek geleef het nie. Sodra ek gered is, kan ek nie meer die dinge doen wat ek oorspronklik gedoen het nie, of die dinge wat ek gewoond geraak het om nie meer te doen nie. Ek kry die manne jammer wat in gewoontevorminge was. Want hulle is bereid om te sê, okay, ek gooi jou nou weg. Maar daai asblik, sy stem, hy roep, tot diep in die nag roep hy. Maar ek het God se gees in my nodig, om te sê, ek sal vir jou lei, ek sal jou bewaar, ek sal woorde in jou hart spreek. Paulus sê, en hy beveel vir ons hierdie volgende daai in Efesiërs, hy sê ons moet die ou mens aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding ten gronde gegaan het. En dat ons vernuwe moet word in die gees van ons gemoed.
En die nuwe mens moet bekleed wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Dis nie net iets wat jy onder 'n bossie uitskop nie. Dis nie iets wat jy net 'n laai kan ooptrek nie. Ek moet vir die Here sê, Here, vandag, hier is my hand. Hier is my hand. U moet my leidsman en volleinder wees. Waar bekering sê, ek gaan deur God se begeerte van nou af gelei. Wat sê God se begeerte? Dat dit met ons moet goed gaan, liggaam, siel en gees. Ek gaan jou trooster wees. Jesus sê, as julle in volle gelei wil word, dan moet ons toelaat dat ek ook 'n navolger van Jesus word. Dit sê nie ek het jou verbid vandag. Dit sê ek vertrou die Here vandag. En soos wat ek op die pad loop, dan sal die Here my ondersteun. Dit is God se hartsbegeerte, my liewe broer en suster, dat ons almal eendag in die hemel moet wees. Dit is sy grootste pyn op hierdie stadium wat ek kan, as ek so na die woord kyk, as hy moet weet, daar gaan iemand wees wat hy moet wegwys. Ons almal sê altyd, hoe wonderlik sal dit wees as ek vir jou ook daar deur die hemelpoort sien stap. Maar die ander wat jy oorgeslaan het, moenie verbaas wees as jy dalk net hulle daar gaan sien, nee. So, op die oordeel kom ons nie toe nie. Die Here sê, vandag is jou dag. Niemand nie. Hy sê nie julle, vandag is jou dag. En wat ons daarmee moet maak, is die uiteinde van dit wat Reinhard Bonker op 'n stadium gesê het, dat het hy gesê, kom ons plunder die hel en vul die hemel. Dis ons werk. Dis wat Jesus kom doen het. Hy wil ons, laat ons die hel mis, hy het dan hel aan ons bekend maak. En nou kom Jakobus en Jakobus sê, kom ek gaan vir julle help, hoe doen 'n mens dit? Broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het, hoor nou, hy het nie van, as een, hy praat met ons, as iemand van die waarheid afgedwaal het, en iemand, so 'n persoon, tot inkeer. Nou verander die prentjie. Dis nie meer, onthou as jy dit en dit doen, dan is dit wat vir jou wag nie. Die Here sê, die bal is nou in ons hand. As ek iemand sien wat die pad byster geraak het, dan het jy verantwoordelikheid. Dan moet ons hom tot inkeer bring. Jakobus 5:20 sê vir ons, laat hy weet dat die een wat 'n sondaar van sy dwaal weg bekeer het, 'n siel uit die dood gered het. Ons werk is groot. Gaan dan en maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou. Ons werk is enorm groot. Maar ons draai die kop weg. Die woord sê as ons weet. Nou wil ek net vanmôre sê. Maak seker. Dis baie mense om ons. Dis baie mense in die oord. Dis baie mense in die shoppingsentrums waar ons in beweeg. As die Gees sy vinger vat en hy wys hom na iemand toe, moenie wegkyk. Moenie wegkyk. Jy trek hom nie na 'n kerk toe nie. Jy trek hom sodat hy ook die ewige lewe waardig kan wees. Amen. Kom ons sluit ons. Hemelse Vader, baie dankie. Dankie vir hierdie
uitnodiging vanmôre. Baie dankie dat ek weet, Here, ek is waardig om iemand anders uit die hel uit te red. U het by my begin, o Here, en daarom wil ek dankie sê, Here, ek ken U. Ek weet nie net van U nie, ek ken U. Daagliks, Here, buig ek voor U neer. Daagliks wil ek U ken as my God, my meester, die een wat vir my die pad wys maak. Sal U my seën, o Here. Sal U ons elkeen aanraak, o Here. Sal U vir ons krag gee. Sal U vir ons moed gee, Here, sonder dat ons skaam hoef te wees. So spreek die Here. Mag ons vanmôre hierin onsself, Here, geniet in Jesus naam. Amen. Prys die Here. Halleluja. Dan kan ons die vraag vra. Ken ek die Here of ken ek hom so? Ken ek die Here of ken ek hom so? So. Baie dankie. Terwyl ons van afsluit, gaan ons op die wag vir die liefdesoffergawe. Dit wat die Here op jou hart lê, dit wat die Here wil hê jy nog moet doen. Maar as dit by die offer van die Here kom, dan sê ons baie dankie. Elke deel van die offer gaan vir die uitbreiding van sy koninkryk op aarde. Maar kom ons wees bly. Om U te dien en sy vreugde verwys. Om U te dien en sy vreugde verwys. Om elke môre die lof te besing. En aan U, Here, alle dinge, alle dae, Heer. Doe wat prys voor U, om U te dien en sy vreugde Hierdie woorde sê om U te dien, maar dink net ons kan dit verander. Om U te ken is 'n vreugde vir my. Mag die Here julle elkeen seën. Vader, dra ons dan deur hierdie dag. Wees vir ons 'n God van naby en laat ons elke oomblik U deur U Gees in ervaring hê. Bid dit in Jesus naam. Amen.